Amen. Prys die Here. Ja, wat weer. Amen. Prys die Here. Amen. Prys die Here. Ons is in die Pinkster hierso. Here susters, loof die Here. Nou ek kom agter, daar's 'n bietjie 'n vashou hierso vanoggend. Dis nou jammer, die ander is nou nie, ek dink hulle mis vanoggend uit. Terwyl ons hier in die bidkamer instap, toe ervaar ek die salwing van die Heilige Gees. Daai swaarde krag. Jong, ek moes eintlik die boodskap omgedraai gisterand om te sê, die swaarde krag van die Heilige Gees. Maar ek ervaar dit terwyl ek hier staan ook, en ek wil vanoggend vir julle sê, dis ek op my vanaand. Vanoggend wil ek vir jou sê, vergeet van elke ding, groet die een langs jou, sê vir my, hallo my broeder, hallo my suster, baie welkom hier so vandag, en ek is so bly julle is hier so vandag, en dan is hulle klaar gegroet en dan sê hy nou van hulle ook, en draai so en sê, ek vergeet nou van elke ding wat met my gebeur het, deur die aand. Ek vergeet van elke skinderdom, ek vergeet nou van elke ding, en dan gaan ek julle nou vra, voordat ek nou begin bid, maak ek van julle oor vir 'n oomblik toe. Wie sien julle? Sien julle my? Julle kan my nie sien as julle oor toe is. So wanneer jy vandag die Here loof en prys, en jy wil jou oop toemaak, dan maak jy dit toe. Jy kyk nie vir my nie, jy gaan aan. As jy wil verloor in die Here, verloor jy in die Here. Prys die Here, jy kan jou oop vir 'n oomblik opmaak. Ek gaan nou oop met gebed. Ek wil vir julle elkeen net wil gesê, baie welkom in die huis van die Here. En dan wil ek vir julle sê, julle almal is spesiaal vanoggend. Wat ook al gebeur het met jou, wat die vyand vir jou geleer het, sê vir hom sommer nou al in jouself, sê vir hom, vyand, jy's 'n leenaar. Ek het nie iets geleer hierdie week. Hierdie week het ek geleer wat is Pinkster. As jy nog nie weet wat is Pinkster nie, kom sien my, ek gaan met jou weer 'n pad stap vir 'n week. Want die Here is besig met hierdie gemeente. Prys die Here. En nou wil ek ook net aan sê, julle almal is kosbaar in die oë van die Here. Dit hang nie van my af nie, dit hang van niemand af of jy kosbaar is nie. As Jesus het jou uitgekies, hy het vir jou in die kruis gesterf. Sê julle saam met my? Amen. Amen. Prys die Here. Nou gaan ons bid. En dan gaan ons begin die Here loof en prys. Amen. Hemelse Vader, terwyl ons hier kom in hierdie oggend, waar ons die Here gaan loof en prys, wil ons die dankie sê vir elke belofte, elke behoefte, elke saak wat U ons mee aangespreek het. Dankie vir die doop met die Heilige Gees wat op pad is. Dankie vir die aanraking wat ons hierdie week ervaar het met die Heilige Gees. Dit wat met ons al gebeur in die gemeente, wil ek om bid en vra dat dit so sal aanhou. Stort die Heilige Gees se reën oor ons uit op hierdie diens vanoggend. Dat elke een wat hier sit vanoggend gevul mag word met die Heilige Gees. Dat die Heilige Gees ons sal kom vul en krag sal gee aan U alleen, Here. Ons loof en ons prys U wonderbare naam, want ons weet, dit kom nie van 'n mens af nie. 'n Mens kan dit nie namaak nie, want die Gees van die Here is waardig om geloof en geprys te word. Daarom kom ons ook vanoggend en ons gee al die lof en eer. Ons maak elke een wat inkom onder die bloed van Jesus toe. Ons maak hierdie diens Here toe onder U kosbare bloed, want die woord van die Here is die waarheid. Wanneer ons sing, Here, dat ons sal sing tot eer en verheerliking van U naam en nie van 'n mens nie. Ons is hier om die Here te loof en te prys. Here, ek wil kom bid vir elke las, elke versoeking, Here, elke eer wat iemand afgestaan het in hierdie aand, Here, aan die dood, Here, bid ons, Here, dat Here sal versterk, krag sal gee, leiding sal gee, en dat ons die Here sal dien, want ons weet waar ons staan, Here, en ons werk om in die hemel te kom, nie om op aarde te bly nie. Daarom bid ek, Here, die seën van die Here oor elke een af, oor hierdie diens af, oor die orde, en ons bid dat die Gees van die Here ons sal lei in Jesus naam, en die volk van die Here sê Amen. Amen. Prys die Here. Nou kan ons saam sing. U kan saam vir opstaan, en dan gaan ons die Here loof en prys.
Kom sing in die lied. Skus so. Kom sing in die kom sing
Coming down, 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 it's coming down. And the glory is coming down. And the saints to praise the Lord of heaven. And the glory is coming down. It's coming down, 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 it's coming down. And the glory is coming down.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Already there, praise the Lord. There's nothing for me. There's nothing for me.
Amen. Prys die Here. Loof die Here. Amen. As jy nie ken nie, moet jy maar net saam sit. I wys sy hande, geword my sonde. I wys sy voete, verhaal die reis. Ek sien toe sy woord en sy wonder. En nou ben en Jesus for my. Sy hande, geword my sonde. Hy wys my sy voete, verhaal die reis. Sy woord en sy se wonder. En open en Jesus for my. Sy hande, geword my sonde. I wys sy voete, en al die reis. Ek sien sy woord en sy se wonder. En nou ben Jesus sy hande, sy woord en sy wonder. En nou ben Jesus sy hande, geword my sonde. I wys sy voete, en al die reis. Ek sien sy woord en sy wonder. En nou ben Jesus for my. Amen. Prys die Here. Kom ons verheerlik die Here. Halleluja. Prys sy naam. Halleluja. U mag u sitplek neem. Halleluja. Ek gaan vir broer Frank oorgee. Goeiemôre familie, dis 'n goeie naam van die Here. Woord van die Here sê, dis die dag van die Here, ons moet juig wees, ons moet bly wees, ons moet juig, want die Here het ons kom verlos, maar die Here die week ook mense verander, mense uitsien verander, en vanmôre wil ek net met die gedagte begin deur te sê dat die Here is lief vir die mens. Wanneer gewoonlik met mense praat aangaande die liefde van Jesus,
dan ondervind ek dat die mens soek die liefde, die ware liefde waarin ons kan weet vanmôre. Sy liefde stel nie teleur nie. Sy liefde stel nie teleur. En vanmôre is ek dankbaar vir die voorreg wat ek het vanmôre. Net in my gedagte dat ek deel wat die Here met my gedeel die afgelope maand, dat die verandering gebring het, dat die skenking gebring het. Die woord van die Here sê dat Vader is die landbouer. Wanneer die landbouer werk met jou, dan werk op 'n manier waar jy in elk geval nie sal verstaan nie. Hy bring elke punt by mekaar. Hy bring elke mens by mekaar wat in die lewe moet wees, sodat die grond bevrug moet word. En vanmôre wil ek net 'n paar demonstrasies vir u maak om te sê dat ons almal meeste bekend met die demonstrasie wat gemaak was en vanmôre wat gemaak word. Alles begin vanmôre by Vader. Daar is niks wat sonder Vader kan geskied nie. Daar is niks wat gebeur sonder Jesus nie. Daar is niks wat kan gebeur sonder die Heilige Gees nie. Ons het ervaar hierdie week. Ons het ervaar in ons lewens dat die Heilige Gees is die een wat die werk kom doen saam met Vader en Jesus. En vanmôre is dankbaar dat ons die eerste gesang wat ons gesing het was gewees dat hy is koning en hy is Heer. Wanneer jy weet dat Jesus is jou Heer, wat ons beleef wat die woord van die Here sê, Romeine 10 vers 9 praat van, as ons met ons mond bely en in ons hart glo dat God het hom uit die dood opgewek, sal ons gered word. Ons het geloof en ons stel onmiddellik dat ons stel vir die Heer in ons lewe in sy regte posisie. Ons stel en sê, Here, U is nou Heer. Here, ek het nie meer 'n wil nie. Here, al my belange, al my uitkyk verander ek, want U is nou in beheer. U weet wanneer jou baas, hy is in beheer en hy gee instruksies vir jou. En jy volg daai instruksies. En baie keer kom hy terug en sê vir jou, ek wil graag hê jy moet op die manier doen. Dan doen jy herstelling en jy doen daardie ding wat van jou verwag word. En dit is ook vir God, wanneer God ons instruksies gee vanmôre, wil graag praat oor sy wil wat hy wil hê, wat in ons lewe plaasvind. Maar ook dat ons besef dat wanneer hy is in beheer van ons lewe, dis net ons wat kan besluit of ons wil in beheer sit. Dis net ons wat kan besluit, sê Here, U wil nie my wil nie. Vanmôre kan jy besluit, wil ek hom nommer 1 maak. En dis 'n tyd gelede vra vir die Here, sê Here, is U nog steeds my nommer 1? Is U nog steeds die liefde van my hart? En ek vat terug, wanneer jy verlief is, weet dat jy sal alles doen om by jou meisie of jou dame uit te kom. En op die vraag, wat sal ek alles doen om by Jesus uit te kom? Sal ek alles opoffer wat ek het om by Jesus uit te kom? Dat is die vraag wat God vir my gevra het. Ek wou gevra het, maar ek moes antwoord op die vraag wat vir my gevra is. Elkeen van ons kom voor die deur en dan moet ons besluit en sê, Here, waar staan ek met U? Waar staan ek met my medemens? Waar is my hart? En weet, ek gaan vanmôre die gedagtes by U los. Ek het 'n demonstrasie wat wil maak, so wat ek gesê het dat ons sien dat Vader, Seun en Heilige Gees. Ons sien in die tyd van Eden het Vader gekom en het met Adam en Eva vertoef. Ek gaan later praat oor wat is dit om te vertoef. Die wêreld is besig, ons afspraak, ons moet dinge doen, maar vanmôre wil ek later gaan praat wat is dit om te vertoef met Jesus. Dit gaan 'n impak op die lewe maak. Die woord van die Here sê ons moet daders wees. Wanneer jy dit doen, dan vind jy die vrugte kom daaruit wat jy gedoen het. My pa het altyd gesê vir my, daar is 'n verskil tussen praat en doen. Wanneer jy dit
gaan doen wat vanmorgen die Here aan die hart voorgee, sal jy sien, jy sal die vrugte vanmorgen, sal jy gee. Wat graag aan die woord opsit in Johannes, en gepraat oor die Heilige Gees, Johannes 16 vers 7, en dis 'n vers wat uitstaan vir my, waar vir my alles begin het. Weet, woord van die Here sê, maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Dis voordelig vir ons, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Amen. Wat 'n belofte gee die Here vanmôre. Wat 'n belofte, dis voordelig. Baie keer doen ons dinge, dan is dit nie voordelig nie. Maar ons sien dat Vader, hy die beste belange van sy kinders, hy sê dat die beste gaan die Trooster. Weet, ek wil praat van die dag toe die Here aanneem, en die Here aangeem, die Here my wonderbaarlik gered. En weet, ek het uitgesien gewoonlik as jy die Here aanneem, nadat jy sien uit. Jy is opgewonde, jy vra die pastoor asseblief, wanneer gaan jy gedoop word? Want dit is 'n teken van gehoorsaamheid. En ek nou in daai jaar Junie maand word gedoop. En weet die Gees van die Here raak so vaardig. Terwyl die broers gedoop, ons suster was eers gedoop, toe die broers gedoop was. En terwyl ons broers gedoop was, werd die Heilige Gees en mense spreek in tale toe hulle gedoop word. En weet, dit was 'n wonderlike ervaring om te kan weet dat dit maak nie as jy 'n honger het. Ons het hier gepraat van die Heilige Gees, jy moet 'n honger hê. Jy weet, jy moet 'n begeerte om die doop met die Heilige Gees te ontvang. Want dit maak nou reg vir jou dienswerk. Ons sien dat Jesus, nadat hy gedoop is in die Heilige Gees, word hy uitgelei in die woestyn. En daar word hy versoek vir 40 dae. En ons sien hy niks gedoen, het geen wonderwerk gedoen. Maar die Heilige Gees het hom voorberei vir sy dienswerk. En ook vir ons vanmôre, jy sal sê, nee, ek kan dit nie doen nie. Nee, ek is in staat nie, maar wanneer jy gedoop word in die Heilige Gees, dan gebeur iets bo jou denke. Dat iets gebeur wat jy sê, ja, ek kan dit doen. Dan is die Gees van God van jou gedeponeer vanmôre, om te sê, ja, ek kan alles doen. Jy mag miskien nie 'n prater is, ek was ook nie 'n prater gewees nie. Maar die dag toe die Here my vasvat en ek ontvang die dooping in die Heilige Gees, was daar nie ek kan nie, was daar nie ek wil nie. Ek wil, ek ben gemotiveer, want ek het iets ervaar in my hart. Vanmôre, weet dat die Trooster, hy vertroos, hy help ons, maar ons sien dat hy bevestig jou verhouding met God. Hy bevestig, jy twyfel nie meer, is ek 'n kind van die Here nie. Jy weet, jy's 'n kind van die Here, hoekom? Want die Heilige Gees sê van jou hart, wat ons met mense praat, hulle neem Jesus aan. Dan sê Johannes 1 vers 12, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Dis die eerste vers wat ons aan mense sê as hulle die Here aanneem. Jy is nou 'n kind van die lewende God. Ons sien ook dat die Heilige Gees, hy leer ons. Hy onderrig ons. Ons verstaan soms nie die skrifte nie. Ons wonder, as dit of is dat. Maar wanneer ons lees, wanneer ons die agtergrond kry van die storie, dan kom die Heilige Gees en hy sê, dit is wat die skrif sê. Maar bovenaan, die Heilige Gees help jou. Hy help jou, my broers en susters, om dit wat jy lees, te kan doen. Ja, ons het, soos ek sal sê, ons het die tools. Ons het die tools om te doen wat Jesus van ons verwag. Jesus stuur disippels en hy sê vir hulle, gaan, neem niks saam nie, gaan, neem niks saam nie. Moenie bekommerd wees wat jy sal sê nie. Maar hy sê, hoekom? Die Gees het hulle gehelp, sodat hulle kan praat. Jy sal vanmôre sê, broer Fred, nee, ek is te skaam. Ek kan dit nie doen nie, maar weet vanmôre, wanneer jy gedoop is in die Heilige Gees, wanneer jy dit ontvang het, dan is jy vrymoedigheid voor God. Die dag toe Jesus aangeneem het, het ek vrymoedigheid gekry. Ek het nie geweet hoe om te bid nie, ek het nie geweet hoe om te praat nie, maar oomblik toe ek versoen is, toe die Heilige Gees kom en ek word gedoop,
die vrymoedigheid vanmôre. Vanmôre wil ek u vra, sukkel u miskien met vrymoedigheid. Sukkel u vanmôre met vrymoedigheid. Kry die begeerte. Kry die honger. Weet as jy in die woestyn is, jy verlang net water. Jy verlang nie 'n mekaar nie. Jy verlang nie 'n huis nie. Dit is so onbelangrik vir jou. Laat die ander dinge onbelangrik vir jou, ons gesin, die wêreld agter ons in Genesis voor. Weet wanneer jy Jesus aangeneem het hierdie week, is seker van julle impak gemaak. Maar ek moet nie dit 'n impak maak nie, daar is 'n weg wat ons hier vandaan moet hardloop. Om te kan sê, Here, U het iets in my lewe gedoen. U het iets in my hart gedoen. Wat gaan ek doen sodat ek impak het op mense se lewens? En weet, vanmôre wil ek verder gaan wat sê die Heilige Gees, hy lei ons. Romeine 8 vers 4, hy lei ons. Hy lei ons wanneer jy in versoeking kom, so jy kan weet wat ek kan doen. Is dit reg of is dit verkeerd? Die Heilige Gees werk op grond van die woord. Wanneer jy die woord in jou hart gebeer het, wanneer jy die woord geëet het, wanneer jy die woord deel van jou lewe gemaak het, wanneer jy in 'n situasie kom, dan weet die Heilige Gees vir jou, dis wat die woord van die Here sê, dis hoe jy optree. Dis hoe jy optree. Die Heilige Gees, hy help ons om 'n lewe om God te verheerlik. Ons is gemaak vir die Here. Ons is gemaak vir die Here. Die mens is gemaak vir die Here. Om die Here te loof, om die Here te prys. Die nuwe vertaling sê dat God geniet hom. Hy geniet hom wat ons hom verheerlik. Die ou vertaling sê woon aan die lofprysing van sy kinders. Mense, ons is gemaak vir die Here, broers en susters. Ons is nie gemaak vir onsself nie. 'n Masjien is nie gemaak vir homself nie. Wanneer 'n ou op die masjien werk en die bou die motor, dan kom 'n produk voor. Ons is die produk wat Jesus gemaak het. Ons is 'n instrument wat God gemaak het sodat ons Engelse man sê, ons moet value add tot ons broer en ons suster se lewe. Ons moet 'n impak maak op ons broers en susters se lewe. Ons kan nie afsonderlik ontwikkel en werk nie. Daar is as 'n broer of 'n suster wat 'n impak moet maak op my lewe, wat 'n verandering moet maak op my lewe, baie keer sien ek nie dit soos wat die Here wil hê ek sien nie. Maar oomblik as 'n broer met kom praat met my sê, profet, dis wat ek ervaar. Dan kom die Heilige Gees, hy verander my gedagte. Hy verander my gedagte en ek gaan aan die regte weg toe. Wat God van my verwag. So impak mense, broers en susters, moenie u as klein sien nie. Moenie self beminnig nie. Maar net te sien wat die Here kan doen. God soek net 'n eenvoudige hart. God soek net opregte hart. Opregte hart met hom. Opregte hart met jou medemens. Opregte hart met jou broer en jou suster vanmôre. Die Heilige Gees help ons in gebed. Die woord van die Here sê soms weet ons nie wat om te bid nie. Ons weet soms nie wat om te praat nie. U is in verdrukking. U is in verknorsing. En woorde kan nie beskryf hoe jy voel nie. Maar ons sê dat die Heilige Gees kom en help ons met onuitspreeklike sigtinge. Hy help ons wanneer ons nie sê, wanneer ons nie weet wat om te sê in omstandighede vanmôre nie. Maar ons sê dat die Heilige Gees in lewe in ons liggaam. Maar dit is wat, dit is die teken van wanneer Jesus kom. Nou wat gaan die tyd? Die Heilige Gees in jou. Die Heilige Gees kom van hom af. Hy herken jou, kind van God. Die Heilige Gees is in ons liggaam. Maar weet al hierdie dinge is mooi. Dit is, soos ek gaan sê, magnifiek. Dit is skitterend. Maar vanmôre wil ek sê dat jou wil moet aan Vader ondergeskik is. Jou wil. Ons sien dat
Ons het keuses in die lewe. Ons het keuses in die lewe om te dien, of om alles te gee, of om ja te gee. En ons het 'n wil, ons kan besluit wat ons doen, hoe ons dit doen, ons kan besluit. Maar ons wil moet ondergeskik wees aan hom. Weet dat Jesus by die tyd van Getsemane, Jesus, hy het 'n streweling gehad. Hy het 'n wroging gehad. Toe aan die einde van die dag sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Ons kom by daai tye waar ons moet sê, Here, nie U wil nie my wil nie, maar U wil. Maar ons sien dat Jesus het sy lewe afgelê. Hoekom? Ons het vir ons versoen mag word met Vader. Ons sien Vader stel belang in verhoudings. Dis waarin Vader belang stel. Hy sê aan die Israeliete, en julle sal my volk wees, en ek sal julle God wees. Wie baie keer wanneer ek bid en ek sê, Here, U is my God. Wie dan dink ek, Here, U voorsien. U gaan kyk na my. Ek hoef nie vandag bekommerd te wees nie. Alle behoeftes wat ek het, Here, U is my God. En God weet hoe om agter ons te kyk, mense. God weet hoe om agter ons te kyk. Hy ken elke behoefte wat ons het. Maar vanmôre wil ek sê, die Heilige Gees is daar vir ons. So wat ek gesê het, die punt is daar om ons te help. Hy's 'n parakleet. Hy's daar om ons te voorsien en te sê die rigting waarin ons moet gaan. Vanmôre wil ek dit net aan die herhaal vir U. U kan besluit. Die Here gaan U wil nie wegneem nie. Die Here het vir Adam en hy sê wil gegee om te besluit. Die Here gee ons elke dag 'n kans. Elke dag bid ek en sê, Here, U gee kanse op kanse. U gee kanse op kanse. Ek gaan aan en ek sê, Here, U gee kanse op kanse. Bewys van wat 'n genade van God ons het vanmôre. Weet vanmôre sê baie dankie vir die Here dat ons liggame kan stel. Dat ons onsself kan stel tot verheerliking van sy naam. Weet vanmôre wil ek vir u sê dat om God te verheerlik moet ons 'n heilige lewe lewe. Vanmôre wil ek sê dis nie perfek nie. God ken ons. God ken ons sterkpunte en ons swakpunte. God ken ons in, Hy ken ons out. Hy weet hoe ons optree in elke situasie. Hy weet wat ons sê in elke situasie. Hy weet hoe ons praat in elke situasie. Maar vanmôre is die standaard is ons wat hom ken op heilig te leef. As ons lees in 1 Petrus 5:5 sê, nee, soos hy wat ons geroep het heilig is, moet julle ook aan julle lewens wandel heilig is. Vanmôre wil ek sê, broer, suster, die begin van heiligmaking, ons lees so nog voortdurend, Romeine 12:2, skei jou af van die wêreld. Jesus het disippels eendag van die ewig gesê, julle moet 'n afgesonderde lewe lewe. Julle moet anders te wees as die mense van die wêreld. Ons moet nie betrokke wees, weet. Ek het 'n woord in die huis, wat ek sê vir die kinders en wat ek sê, betrokkenis. Ons moet nie betrokke wees in baie dinge in hierdie wêreld nie. Want dit hou ons goed, dit breek ons goed. Dit hou ons fokus weg van wat belangrik is, terwyl die Here ons voorsien. Hy sê, dit is die wil van God, dat julle heilig moet wees. Weerhou julle van onsedelikheid. Hy sê, dit is die wil van God, dat ons heilig moet wees. Ons moet heilig wees en ons het 'n help vir mense. Familie, ons het 'n help vir baie keer as jy praat van heiligheid, dat sê betekenis in lewe, is moeilik en swaar. Broer, ons het die Heilige Gees vanmôre met ons. Hy sê help, hy help ons. Hy help ons om heilig te lewe. Nie perfek soos te lewe nie, nee. As ons kyk in die Ou Testament, kyk ons na die godsmanne, Moses en Dawid, kyk ons aan wat het God van hulle gesê, wat het God die Here wil doen. Hulle was eenvoudig, net soos ek en u vanmôre. Maar dit sê in Hebreërs 12:14, beywer julle vir vrede met alle mense, asook
vir 'n heilige lewe, maar sonder niemand God kan sien. Wanneer Jesus kom, ons kan nie sien as ons die heilige lewe het nie. Efesiërs 4:29 sê, lewe as nuwe mense. Maar as die beeld van God geskep is, lewe volgens die wil van God en wees heilig. Vanmôre begin alles by die hart. En as net jy jouself onthou, was jare gelede was ek in 'n uitdaging gewees en die Here sê vir my, bewaak jou hart. Die Here het 'n manier hoe hy dinge vir jou sê dat weet jy nie waar pas dit in nie. Jy weet nie waar pas in nie. Maar as jy terugstel en sê jy sê die Here woord op die regte tyd. Jeremia praat van die hart is bedrieg as enigiets anders. Hy is ongeneeslik. Wie kan dit verstaan? Wie kan dit verstaan? Om heilig te lewe. Om heilig te lewe, my broers. Opregtheid van hart. Jy kan foute maak. Opregtheid van hart is vir God so belangrik. Eerlikheid, waarheid is belangrik vir God. Maar vanmôre wil ek vir u vra, kan jy verskil sien tussen ek en jy? Kan jy vanmôre die verskil sien? Behalwe die uiterlike. Kan jy vanmôre die verskil sien? Baie keer sien ons verskil in mense. Hy is sleg. Hy is nie goed nie. Hy gaan nie maak nie. Ek is beter. Ek kan beter doen. Ek kan aangaan mense. Daar is niemand beter as iemand as voor God se oor nie. Niemand. Of hy swak is, of hy sterk is. Here sê die sterk is my swak is, ja. Dis waar die liefde van God inkom. Die liefde van God, ek moet storie vertel van my pa. My pa was nooit geleer van mense is anders as ons. Hy het ons geleer. Daar is swart mense rondom. Daar wit mense rondom. Daar bruin mense rondom. Daar verskillende agtergronde rondom. Maar ek nooit verskil. As jy storie vertel, dan vertel jy 'n storie van 'n man. Hy vertel nie 'n storie van 'n wit man nie. Hy vertel 'n storie van 'n swart man. Hy sê dis 'n man. Dis 'n man. Vanmôre wil die Heilige Gees vir ons sê, ondersoek jou hart vanmôre. Ondersoek jou hart vanmôre. Waar staan jy met die God? Waar staan jou hart met God? Wanneer hy beveel gee, bewaak jou hart. Is jou verantwoordelikheid. Is jou verantwoordelikheid. Wanneer mense, baie keer mense vertel my baie dinge, baie geheime. Wanneer my vertel, ek bewaar hulle geheim. Ek sal nooit hulle geheime vertel nie, nadat ek vir hulle gebid het. Hoekom? Dis 'n geleentheid vir hulle om reg te maak. Dis 'n geleentheid vir my om te bid vir hulle. Dis 'n geleentheid vir my om lief te wees, om te gee vir hulle. Vanmôre. Die Bybel sê die goeie mens bring die goeie tevoorskyn. Jesus verklaar, hy sê niemand is goed. En dis mense wonderlik gewees dat Jesus, hy sê vir niemand is goed, hoe goeie mens, hy sê niemand is goed, die behalwe God. Ek vir myself niemand is goed nie. Maar God is goed. Hy sê, die goeie mens bring goeie vrugte voorskyn. Uit die oorvloed van goeie dinge van sy hart. Waarvan kom dit? Waarvan kom die goeie dinge? Sê die skrif. Uit die oorvloed van sy hart. As jy goeie dinge vir jou medemens het, as jy goeie dinge vir jou broers en susters het, waarvan kom dit? So op die slegte dinge. Kom van jou hart. Vanmôre wil God met ons praat, vanmôre familie. Kom ons staan vanmôre terug en sê, Here, ek is nie waar U verwag het om wees nie. Here, ek wil ondersoek ons dan vanmôre. Die godsdienst wat ons het, en die godsdienst wat U wil hê, is veel anders.
Dis om ons lewe aan God toe te wy. Dit ons lewe te gee aan hom, waar die skat is. Daar sal jou hart behoor wees. Weer vanmôre wil ek sê dat God roep sy kinders tot heiligheid. Weet wanneer ek kan verstaan toe Jezus vir die man sê dat jou sondes is jou vergewe. Hy het gesond geword. Hy het gesond geword. Jezus sê, wat is die beste om te bid dat iemand gesond word of die sonde vergewe word? Mense, wanneer ons bekeer, wanneer ons bely, maak Jezus ons skoon. Amen. Jezus maak ons skoon van onvergewensgesindheid. Jezus maak ons skoon van beterwettigheid. Jezus maak ons skoon van eiezinnigheid. Jezus maak ons skoon van ek is beter as iemand anders. Ongelukkig het ek slegte nuus geword vir die Jezus sien ons nie so nie. Amen. Prys sy naam. Maar ons sien vanmôre wil ek na Psalm 15:1 tot 5 gaan verhoor. Herinner jy ons asseblief? God roep sy kinders tot heiligheid. Miskien is vanmôre dit nie wat jy wil gehoor het nie. Maar vanmôre wil ek sê dit 'n impak op my lewe gemaak hoe ek mens sien. Hy sê, Here, wie mag vertoef in die tent? Wie mag woon op die heilige berg? Vanmôre wil ek dit demonstreer. Om te vertoef. So sit asseblief voor. Wanneer jy vertoef, mense, broers en susters, dat is geen gehaas. Wanneer ons bid, ek kan gebed gebruik as voorbeeld. Wanneer jy bid, dan dink jy aan wat jy volgende gaan doen. Dis nie vertoef nie. Maar wanneer jy vertoef met mense, wanneer jy vertoef met die Here, dan is jy die kalmste. Jy is rustig. Daar is niks wat jou saak maak meer. Daar is niks wat belangrik vir jou is nie. Behalwe die persoon wat voor jou sit. Hy is die mees belangrikste persoon op daardie oomblik in jou lewe. Hy is die belangrikste persoon wat jou kan help miskien baie keer. Weet ek het 'n probleem. Ek moet erken ek het 'n probleem. Wanneer iemand gesels met pastoor, iemand kom in en hy maak inbraak om my geselskap of ek luister na pastoor, maar hy vra nie verskoning nie. Ek het 'n probleem met die werk, hulle weet ek het 'n probleem. Want ek sê wanneer ek my fokus gee op die persoon, hy is die mees belangrikste persoon op daardie oomblik in my lewe. Daar's iets wat hy vir my wil sê. Hy het 'n krisis miskien. Hy het 'n probleem miskien. En dis ek wat 'n moontlik kan help om uit daardie krisis of probleem te kom deur die krag van die Heilige Gees. So dis waar ek wil nie gesteer word as iemand met my praat nie. Want vir hom is ek die belangrikste persoon op daardie oomblik. Wanneer jy vertoef, as Vader, Seun, Heilige Gees, die belangrikste persoon, is ons hastig. Is ons hastig om klaar te praat met die Here. Vra jou af. Weet om met die Here te vertoef. Het 'n sielkundige uitwerking vir jou. Jy het vrede, mense. Jy het vrede wanneer jy met die Here vertoef. Dinge kan uit mekaar val. Dinge kan nie mekaar val. Maar wanneer jy net met hom vertoef en sê, Here, hier is ek. Psalm 131 sê, voordat ons 'n woord open, weet hy wat ons gaan sê.
Hy ken die gedagtes van môre. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Here, ek moet met die Here praat nie. Nee, jy hoef nie bekommerd te wees nie. Hy weet wat jy gaan sê. Ek gaan die net uitdaging gee. Probeer 'n uur met die Here vertoef. Deur niks te praat. Moenie praat. Probeer net 'n uur met die Here vertoef. Dan kom jy terug en sê, vriend, dit het nie gewerk nie. Of dit het gewerk. Maar dit het 'n verskil in my lewe gemaak. Daar is niks en niemand meer belangrik as jou verhouding met Jesus. Dat ander dinge kan weer gebeur. Die ander dinge kan weer gebeur. Maar wanneer hy sê, wie mag vertoef? Wie mag woon? Jy gaan nie oorslaap. Ons slaap nie oor nie. Ons woon, ons weer lê, die Here moet by ons woon. Ten alle tye. Hy sê, hy wat opreg wandel. Hy wat opreg wandel. Wat is my motief teenoor die medemens? Soek ek sy ondergang? Soek ek sy ondergang? Wil ek alles hê dat ek word nadeel van homself strek en te voordeel van my? Mense, dit maak nie saak wat mense teenoor jou doen. Ek gaan nie sê maak nie saak wat mense teenoor jou doen. Of nie doen. Here het met my gaan praat oor daai saak. Dit maak nie saak. Wat mense vir jou sê en nie sê nie. Ek het laas keer getuig van jy hoef nie alles te antwoord nie. Baie keer verpraat mense verkeerd. Jy hoef nie te antwoord nie. Jy hoef nie. Wees stil en weet dat ek is God. Oor hoe wandel ons opreg? Is ek opreg met my broer? Is ek opreg met my suster? Vanmôre praat die Here met ons. Hy sê, en die wat geregtigheid doen en wat sy hart die waarheid spreek. Soms sê jy vir iemand iets, ek praat met myself vanmôre. Wanneer baie keer sê ek iets, agterna van die eie persoon dink jy kan hier gepraat. Maar jy sien, woord van die Here sê, waarheid maak jou vry. Jy hoef nie ondersoek te doen, as die waarheid praat van. As jy die waarheid wat jy gepraat het. Ek wil alle tye die waarheid praat. Baie keer tot my eie skade. Om die waarheid te praat en alle tye, lei dit ook tot jou eie skade mense. Maar jy praat die waarheid. Want God is die waarheid. Wat die rondgaan met laster op sy tong. Sy vriend geen kwaad doen. Geen spaadliede uitspreek teen sy naaste. Die Here is besig om oor met. Hy wil 'n bietjie verstelling maak. Hy laster die tong te jou broer en jou suster. Mense, het ek 'n maand gelede van die Here ontvang. Ek is die persoon wat na mense so my huis toe gaan en ek sê, afspraak het ons op mense praat en nee. Want die Here is by meer belangrik. Hy sê, wie se oor die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees. Halleluja. Ek moet die broer eer. Ek moet hom eer, ek moet die suster eer, sê die Bybel. As ek die kind van God, ek moet hom eer, familie, broers en susters, ek moet jou eer. Dit maak nie saak in watter posisie jy is, hy praat nie van posisies hier nie. Hy praat van die wat die Here vrees. Moet ek eer? Ek moet jou eer. Eer jou broer en suster. Die woord van die Here sê, stel hom hoër as jouself. Stel hom hoër as jouself. Hy sê dat aan en hy gesweer,
tot sy skade. Ons moet skade lê. Die evangelie is net so. Ons lei. Dis 'n lydingsevangelie. Hy verander nie. Wat sy geld nie gee op boeker en gee op geskenk. Ons sien baie in die werke. Die baie die werk het ons sien dat sekere omstandighede dat mense koop mekaar om hulle doel te bereik. Here sê nee, moet net nie aanvaar nie. Moet net nie aanvaar nie. Aanneem geen onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. Ons sien hier, ons lees, wil graag vir lees wat ek voorgesê het. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar word. Want daaruit spreek die oorsprong van die lewe. Verwyder van jou die valsheid van jou mond. Hoe vals kan 'n mens wees? Hoe voor kan 'n mens gee? Hoe ver van jou af die verkeerdheid van jou lippe. Hoe ver van jou af, broers en susters. Ons het nie altyd al die antwoorde nie. Ons het nie altyd die oplossings nie. As net die Here wat dit het. Laat jou oor reg kyk en die ooglinge reg voor jou uithou. Dis waarom sien ons die perde so, ek weet nie van perde nie, maar hulle fokus is die voor. Jesus sê ook, en die woord van die Here sê in Hebreërs 12 vers 2, ons oog vestig op Jesus. Nie op mense nie. Mense kan teleurstel. Vergewe mense. Hou jou op Jesus gevestig. Hy sê, maak die pad van jou voet gelyk en laat al jou bene vas is. Betroubaar. Vertrouing. Vrug van die Gees. Wyk nie regs of links. Hou jou voet ver van boosheid. Hou jou voet ver van boosheid. Weet vanmôre sê die woord van die Here, die opdrag. Die opdrag wat God ons gegee het is Matteus 22:37-40. En Jesus antwoord hom, jy moet die Here God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ongelukkig kan ek nie my naaste lief kies nie. Ek kan nie. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet van die profete. Die goue reël wat ek so van hou, dit word so mooi saamgevat in Matteus 7:12. Alles wat jy dan wil hê dat die mense aan julle moet doen. Ek wil graag hê mense moet goed aan my doen. Ek wil graag hê mense moet aan my gee. Ek wil al die mooi dinge hê vir myself. Maar as jy dat die woord van die Here sê, alles wat julle dan wil hê dat mense aan julle moet doen, net so moet julle ook doen. En dit is die wet van die profete. En so vanoggend, ek gaan afsluit met die gedagte. God kan en God wil. God is te lief vir ons om ons te laat staan in die toestand waar ons onsself bevind. Wanneer jy kyk na kinders en jy sien die talente, jy sien die gawes, jy sien die eienskappe, en jy sien wat kan die eienskappe teweegbring, of gawes teweegbring. En God kyk na ons en daar die dagen en sê, joh, die broer wat sê kan ons doen, as hy weet wat hy invloed kan hê op die gemeenskap. As hy weet wat invloed kan hê op die kerk, op die mense om hom, sal hy ander gesig sien, sal hy 'n ander prentjie sien.
God kan en God wil ons verander. Maar ons moet bereid is. Ek leer die mense van wat beteken om Bybelstudie te hou. Wanneer jy die woord oopmaak, lees jy die opstel van hoe jy moet verander. Jy leer dit vir jou. Jy lees dit vir ander mense nie. Jy lees die skrif so 'n ander mens moet verander nie. Jy lees dit vir jou. As die Here sê bekeer, dan praat hy met jou. Want jy het die woord gelees. So vanmôre. Die Here het eers met my gepraat. En ek moet die skep doen wat nodig is om gedoen te word. Die pad lê nog steeds voor. Daar's nog verandering wat moet plaasvind. Daar's nog verandering wat moet plaasvind. Ek sal moet verander tot wanneer Jesus kom op dit wanneer skerm. Sal dit moet verander. Verandering is vir ewig. Mense. En verandering, ek sê nou dan vir iemand, ek sê, dit is 'n skande as daar help is. En jy neem nie die help aan. Jesus veroordeel ons nie. Hy veroordeel ons nie. Vader veroordeel ons nie. Jesus het vir ons gekom. Broer, die tyd van ek is skaam om te bely, om uit te kom. Is verby. Die mense kom moet op Jesus gefestig wees. En nie op jou nie. Wanneer my broer en suster genesing ontvang, daar is blydskap. Wanneer iemand in die Here kom, daar is blydskap. Sê die woord van die Here. Ons is bly. So kom ons kyk as mense uitkom vir gebed. Hulle kom veel keer uitkom. God kan in hulle behoeftes voorsien. God kan aan hulle behoeftes voorsien. Dis waarom hulle kom. Want God kan voorsien aan hulle behoeftes. Gaan afsluit broers en susters. Omdat ons opreg leef met mekaar. Opreg. Sê eerlik teenoor mekaar. Dan kan iemand miskien kerk aan. Ek sê altyd dit. Ek luister na mense wat iets ver wil praat. Ek luister nie na hulle. Ek luister na mense wat langs my praat met ander mense praat nie. Want ek is nie deel van die gesprek nie. Ek luister dat mense met my kom praat. En dan kan ek die verandering bring. As jy sien as iets, noem het foutief met die broer en suster. Gaan na my toe sê, ek dink nie die probleem. Ek mag verkeerd wees, ek mag nie wees. Gaan na my. Moenie aan mense praat. Gaan na die persoon wie jy help, of jy gaan my help by broer en suster. Wanneer jy na my toe kom en sê, vriend, en ben beseer, verstaan nie, wat bedoel dit, of vriend, ek doen nie reg nie, of vriend, as jy dit doen, as jy aan woord is, ek moet man genoeg wees, om dit te aanvaar. Die Here kan red mense. Die Here, ek het gesien, in my oor, in my lewe, die Here red sodat iemand preek. Ek was 'n bediening gewees daar, waar Heilige Gees so vaardig gewees het. Die mense kom van die deur af, en hulle daar. Daar was nog nie gepreek nie. Dis net die Here en Heilige Gees. Heilige Gees is oortuiging van môre. As jy vanmôre oortuig is, Here, U is lief vir my, ek het hulp. Vanmôre gaan ek en ek bid vir die vanmôre. Ek wil hê jy moet voortkom vanmôre. Ek wil hê jy moet voortkom vanmôre. Ons almal gaan staan vanmôre. Ons almal gaan staan. Ek wil vanmôre eerstel doen 'n gebed. Ja, ons het baie foute gemaak. Ons het baie geleer gesels op. Maar vanmôre God kan. Ja.
Hy is ons helper. Maar kom ons kyk eens so en sê, Here, rig jou eie gebed en sê, Here, het ek hulp nodig in hierdie area. En daardie area fokus net vanmôre op jouself. En die Here is in staat om u te help. Kom ons bid. Vader van ons Here Jesus, Here, ons sê dankie dat u lief is vir ons. Here, ons ervaar die liefde wanneer ons met u vertoef. Daar is geen veroordeling, Here. Daar is geen vingerwys na ons nie. Daar is geen, Here, wat ons kan sê, ons voel nie veilig by u nie. Here, maar die liefde, dit is wonderlik. Here, ons ervaar u warmte, wanneer ons met u vertoef. Waar ons weet, ons kan die hele wêreld oorwin, wanneer ons saam met u is. En Here, vanmôre kom bid ek vir myself, my broers en my susters. Here, kom help ons. Heilige Gees, kom en help ons. Dat ons heiligmaking sal nastreef. Dat ons dan reg maak waar reggemaak moet word, Here. Want u is die God wat bitter was as sneeu. In Jesus naam. Here, kom net vanmôre en elkeen se lewe opnuut, Here. Salf elkeen met nuwe olie vanmôre, Here. In Jesus naam. Dat hulle veel vrug mag dra. Dat hulle vrug mag dra, Here, die koninkryk verheerlik sal word. Die naam verheerlik sal word, Here. In die naam van Jesus, Here, dankie. U is hastig om ons te vergewe. Here, elke keer wanneer ons na u toe kom, aanvaar ons u vergifnis en ons vergeet daarvan, soos wat u vergeet wanneer ons sondes bely. Vader, ek kom pleit die bloed van Jesus oor elkeen se gees, elkeen se siel en elkeen se liggaam. Here, dat u van hier af, dat hulle sal weet dat u die Here saam met hulle, en u is Jehovah Shammah, die God met ons. Ek bid in Jesus naam en by dansig. Amen.